Ons is met hierdie incredible reeks besig aan Good Morning Holy Spirit. En dis iets wat baie naby my hart is. Ek dink vir die feit dat ek nie net groot geword het meestal met die Heilige Gees en sy teenwoordigheid in my lewe nie, maar die verstaan van wie die Heilige Gees is. En wat sy rol is in ons lewens. Ek dink as ons almal kan saamstem hier, God is wysheid, korrek? God is kennis, God is genesing, God is geloof, God is krag, God is heilig, God is waarheid, God is in beheer. As God al daai goed is, en nog meer, want ons verkleineer hom as ons net dit sê, jy weet, Moses staan vir God en God stuur hom na Farao toe en hy sê vir hom, gaan sê vir in daai tyd die persoon wat die sterkste mag gehad het, weermag gehad het, die meeste gode gehad het. God stuur 'n gewone Israeliet na hom toe wat gehakel het. Na Farao toe en sê vir Farao, luister ou bil, jy het nodig om al hierdie Israeliete wat so hard vir jou werk en jou eintlik maar jou koninkrykie bou, God sê, jy moet hom laat gaan. En net voor Moses hierdie gesprek klaarmaak met God, vra hy vir God nou, God sê vir my, vir wie sê ek Farao, ek moet nou vir Farao sê, wat sê ek vir Farao, wie stuur my? Wie stuur my nou so? En God sê vir hom, ek is. Ek is. Sê, Moses, as ek vir jou 'n stukkie van my vertel, dan gaan jy my verkleineer. As ek vir jou 'n deeltjie vertel, dan gaan Farao dink, alright, maar dan kan ek hom op so en so 'n manier, dis hoe sterker ek is. Gaan sê vir hom, ek is. En hoe kry God wat ek is, dit wat hy is, by ons uit. Want God die Vader is in die hemel. Hy sit in die troon van die hemel. Hy's daar, hy's God. Hy's wysheid, hy's insig, hy's alles, hy is. En tussen ons en hom is daar, weet nie hoeveel kilometers nie, en ons is hier onder, en God is daar bo, en al hierdie goed, hoe kry hy sy koninkryksbeginsels, hoe kry hy sy waarheid, hoe kry hy sy insigte, hoe kry hy sy doel wat hy het vir ons, hoe kry hy al die goed by ons uit, en hy kry dit uit by ons deur die Heilige Gees. Ons het nodig om te verstaan dat die Christen kan nie sonder die Heilige Gees funksioneer nie. En dan weet ek, mense sê, ons weet dit. Maar daar is soveel mense wat nie verstaan hoe die Heilige Gees funksioneer nie en wat die Heilige Gees se rol is nie en hoekom het God vir ons die Heilige Gees gegee en wat is die karakter van die Heilige Gees en verstaan ek regtig as ek in die drie eenheid glo waaroor die kinders vanoggend praat, as ek oor die drie eenheid glo en ek weet daar's 'n Vader, daar's 'n Seun en daar's 'n Heilige Gees, verstaan ek regtig, wat is die funksie van die Heilige Gees in my lewe? En ek dink ons reeks is so klein bietjie gefokus op die feit dat ons op 'n plek kan kom waar ons as Christene die rol van die Heilige Gees sal verstaan. 2 Korintiërs 3 vers 4 sê die volgende, en hierdie TV het nou net gegroet. Is daar 'n rede vir dit? Hallo? Okay. Lees saam met my daar agter op daai bord. Hy sê die volgende, hy sê, ons sê dit omdat ons deur Christus ten volle op God vertrou. Uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink asof dit uit onsself kom nie. Ons bekwaamheid kom van God.
wat ons bekwaam gemaak het om bedienaars van 'n nuwe verbond te wees, nie van die letter nie, maar van die Gees. Die letter maak dood, die Gees maak lewendig. Jy sien, sonder die Heilige Gees in ons lewens, dan het ons 'n woord gekry, en die Bybel praat hier eintlik van die Bybel kan logos wees, hy kan dood wees. Met ander woorde, hy is gemaak om vir jou te sê, jy maak dit nie, jy's 'n sondaar, jy maak dit nie, want dit is 'n klomp reëls en 'n klomp regulasies, dis iets wat nie deel word van jou nie, want dis iets wat jy van buite af inneem, en sê, ek het nodig om 'n klomp gebooie na te kom, en ek het nodig om 'n klomp reëls en regulasies na te kom, en dan sê hy, daai letter, al wat hy doen op die einde van die dag, hy sê vir jou, jy maak dit nie, want in 5000 jaar lang kon mense dit nie maak, om die wet na te kom nie. Dan kom hy, dan sê hy, maar die Gees maak die letter, maak die woord van God lewend. Met ander woorde, die woord van God is 'n persoon, want die Bybel sê vir ons in Johannes 1, sê, in die begin was die woord met 'n hoofletter, die woord was by God, die woord was God, die woord was in God. Hy was van die begin af by God gewees. Die Heilige Gees maak Christus in ons lewendig, sodat wanneer ek die woord hoor, dan word dit wie ek is, en nie iets wat ek moet doen nie. Dit is so belangrik om te verstaan die werking van die Heilige Gees. Daar's baie misverstande oor die Heilige Gees. Die Heilige Gees kry soms 'n slegte naam. God verstaan ons het groot geword met God. Jesus Christus, ons verstaan dit, hy is die een wat vir ons hier op aarde kom wys het wie die Vader is. Hy is die een wat vir ons kom sy lewe gee en die bruggie gebou het tussen ons en die Vader. En ons verstaan God en ons verstaan die Heilige Gees, ons verstaan die Vaderhart van God, ons verstaan die grootste opoffering wat ooit gemaak is deur 'n mens, is Jesus wat sy lewe kom gee het. En hy was nie skuldig nie. Maar wanneer dit by die Heilige Gees kom, dan is daar soveel opinies en daar's soveel verwarring rondom die Heilige Gees en selfs net ek wat gelei was deur die Gees om in my taal te praat vandag, vir baie mense is dit soos vreemd. En baie keer kan kerke die Heilige Gees baie weird maak. En die Heilige Gees kry baie keer 'n slegte naam. Ons is bang vir daai deel van God, want ons verstaan dit nie, en baie keer in ons lewens, omdat ons goed nie verstaan nie, dan bly ons sommer maar net weg daarvan. Daar word baie keer na die Heilige Gees verwys as dit, dat dit iets is. Dis nie 'n persoon nie, dis iets. Navorsing bewys dat baie mense in die wêreld verwar hom met die krag van Star Wars. Dit is 'n misterieuse krag. Dit is iets wat ek nie kan sien nie, maar dit is daar. En omrede Jesus Christus 'n man was wat tussen ons geloop het, en die Heilige Gees is iets wat jy nie kan noodwendig sien nie. Dis 'n gees, is hy maar net nog 'n krag daar buite. Hy is verwar met 'n spook, met paranormal activity, en dit gaan oor so klein bietjie oor die feit dat dit so weird is, dat ons bang raak vir dit. Dis 'n abnormale gees, en mense verwys na dit, dat dit 'n aktiwiteit is wat my bang maak. Dan sê ek, dit kan nie wees dat iets so geweldig amazing is, dat dit ons bang maak as Christene, en te sê, omdat ek nie groot geword het met dit nie, omdat ek geskool is miskien in 'n kerkgeskiedenis, hoe jy groot geword het in 'n kerk, is jy dalk nie gewoond aan die werking van die Heilige Gees nie, maar nou wanneer ek blootgestel word aan die werking van die Heilige Gees, dan weet ek nou nie, is dit nie, is dit die Heilige Gees wat dit vir my sê, is dit nie die Heilige Gees nie, is dit die Heilige Gees wat dit gedoen het, is dit nie die Heilige Gees wat dit my gedoen het nie. Waar trek ek die lyn en hoe beoordeel ek die werking van die Heilige Gees? Dat dit nie een of ander bonatuurlike gees is wat eintlik op die einde van die dag beskou word van Christene se kant af as iets wat demonies is nie. Hierdie skrif Roan het nie geweet dat ek hierdie skrif gaan deel nie, en hy het geopen met hierdie skrif vandag. Ek en hy het nie gepraat oor hierdie skrif nie. En 2 Timoteus
1 vers 7 wat die volgende vir ons sê is, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Jy sien, wanneer ons na dit kyk, dan dink ons dit is my gees. Dis net my gees. My gees, ek het nie 'n gees gegee ek het nie 'n gees gekry wat vreesagtig is nie. Dit is die waarheid. Maar dis die Heilige Gees se karaktereienskappe wat sê hy kom nie en maak my bang nie. Hy kom nie en hy wek vrese op by my nie. Hy kom nie en hy laat my voel, maar ek het nou soveel vrees, ek is angstig nie. Die Heilige Gees werk nie met vrees nie. Dis nie wie ons God is nie. Dis nie. Jy sien baie keer, en ek het dit so in die aanddiens verduidelik laas week, is wanneer ons praat oor vrees, en jy kyk na, ek weet daar's baie mense wat hou van thrillers, horrors. Ek glo nie dat die Heilige Gees aan 'n skrywer verskyn en vir hom sê, gee vir die man 'n kettingsaag en misvorm sy gesig, smeer dit meisie met bloed en jaag haar deur 'n woud met angstige musiek. En dan maak jy vir ons 'n horror nie. Hardloop die girlie deur die bos en almal sit daar buite staan en ons sê, wow, that's amazing. En die Heilige Gees het daai movie vir daai ou gegee. Dis 'n ekstreme vorm. Maar ek glo nie dat die Heilige Gees goed met ons doen en aan ons doen en vir ons doen wat angstigheid opbring nie. Ek dink nie die Heilige Gees is die een wat as hy in ons werk en deur ons werk vir ons angstigheid opwek nie. Ek dink nie dis die Heilige Gees nie. Ek dink nie die Heilige Gees is die een wat vrese bring nie. En wanneer ons te doen het met die Heilige Gees, en daar's 'n groot verskil tussen ongemak en vrees. En moenie dit verwar nie. Jesus kom op 'n plek in die Bybel en Jesus was vreemd. Hy was anders. As jy die Jode se tradisies ken, sal jy verstaan, 'n Jood gaan nie in 'n huis in as hy nie noodwendig sy voete gewas het nie, want hy wil nie die aarde, die stof in sy huis inbring nie. Jode het ook nie van spoeg gehou nie. Toe ons kinders was daar in Middelburg Transvaal, baie stout voordat ons tot bekering gekom het, en daar was baie Indiërs daar, dan sal ons verby hulle loop en skree, Mohammed eet varkvleis en op die grond spoeg en hier rond te hardloop en dan weghardloop. Hulle hou nie van spoeg nie. Ek weet nie of julle weet iemand dit saam met ons gesondig. Daar is hande wat opgaan. Jy moet uitkniel as die Heilige Gees jou herinner aan daai sonde. Maar hulle hou nie van spoeg nie, hulle hou nie van grond nie. En hier kom hierdie blinde ou na Jesus toe. En ek meen, Jesus kon net gesê het, hy kon net gesê het, jy kan sien. En Jesus kom as vreemde God en die ou kom na hom toe en hy sê vir hom, wat wil jy met ek doen? Maar die ou loop so na hom toe. Sê, ek wil jy moet my laat sien. Ek weet jy die vermoë om my blindheid weg te vat. En die volgende ding wat die blinde ou hoor is, gaan lees dit in die Bybel. Waar dink jy daai spoeg vandaan gekom? Hy meen jou oë toe en jy dink hierdie ou gaan net sit aan jou vat. En jy hoor hoe spoeg in die grond en vat grond. En hy smeer dit aan sy hand en hy sien is nog droog. En hierdie blinde ou wat hy hoor is. En iemand dalk in sy oor fluister, "Chom, ek weet nou nie of hierdie gaan." Hy spoeg in die grond in. Dit lyk asof hy modder maak. Is jy nog in vir hierdie? Maar ek dink sy desire en sy begeerte vir wat hy kan ontvang van die Here was so groot, dat hy nie omgegee het oor die feit dat hy vat grond en spoeg en hy smeer dit aan die Jood se oë. En ons verwar baie keer 'n vreemdheid met die Heilige Gees, en vreemd en vrees
is twee goed. As ek my Bybel self gaan lees en ek lees Handelinge en ek lees wat in Handelinge gebeur het en ek lees wat die Heilige Gees kom doen het en die vrug van die Heilige Gees en ek lees die karakter van die Heilige Gees en ek sien wat die Heilige Gees kom aanvang het, dan is dit goed wat ek sê, ek's opgewonde oor dit. En as ons 'n kerk is van Jesus Christus, dan is ons 'n kerk wat die Heilige Gees in ons het en ons verstaan dat die Heilige Gees werke doen. En hy kom gee lewe. Hy kom nie net met 'n logos nie. Hy vat nie net die Bybel en pitch jou met reëls nie en jy moet nie. Daar's iets in my wat gebeur as die Heilige Gees in my kom. Hy verander my lewe. Hy bring lewe uit my uit. Ek's 'n lewegewer. Dis nie 'n ding wat te doen het met vrees nie. En hy sê ek kom met liefde. Ek wil net sê die Heilige Gees verloor nie sy selfbeheersing nie. Ek weet baie keer as die Heilige Gees so uitgestort word op iemand en dan gebeur iets met iemand en hulle sak in mekaar in of wat gebeur ook al, dis nie die Heilige Gees wat beheer verloor het oor hierdie persoon nie of die Heilige Gees is besig om 'n demoon uit te dryf uit iemand soos dit in die Bybel is en die Bybel sê en Jesus bestraf die demoon en die persoon val neer en hy manifesteer en hy ruk en hy pluk. Is nie asof die Heilige Gees wonder en uit beheer uit raak nie. Is die Heilige Gees wat doen. Hy kom en hy veroorsaak die vyand om uit te beweeg en daai uitbeweeg is 'n manifestasie. En so baie keer dink ons die Heilige Gees het beheer verloor. Hy het nie, hy het selfbeheersing. Hy veroorsaak selfbeheersing. Hy is liefde. Ek word liefde. Ek is iemand wat nie met vrese en angsheid rondloop nie. Hoekom? Want die Heilige Gees is in my. Ek mag nie, ek kan nie toelaat dat vrees deel raak van my lewe. En vrees bring angsheid en angsheid bring baie kere depressie oor ons lewens. Hy het jou nie 'n gees gegee van vrees nie. So baie mense is bewus van die Heilige Gees, maar weet so min van eintlik hoe dit werk. Johannes 16 vers 7, hy sê, maar ek sê vir julle die waarheid. Jy sien, jy kry waarheid en jy kry die waarheid. Hierdie is die waarheid. Waarheid is my en jou waarheid. Kan relatief raak. Maar hy sê, ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, sê Jesus. Dis vir my goed dat ek opgaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle toe kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. Jy sien, Jesus was vasgevang in 'n liggaam gewees en hy kon vandag op die stage gewees het en met ons almal gepraat het, maar hy sou nie kon in die ander kampusse praat nie en hy sou nie kon in die ander kerke funksioneer nie en hy sou nie kon oor see funksioneer nie. Hy sou nie tensy ons 'n baie goeie uitsendingstasie gehad het, maar hy kon nie binne in die mens bly nie. Hy kan nie by elke ou se werksplek wees in die week nie. Hy kan nie aan jou huwelik werk nie. Hy kan nie met jou verhouding met jou kind werk nie. Hy kan nie met jou kind werk na jou toe nie. Hy kon niks van daai gedoen nie, want hy was in homself vasgevang gewees. En hy sê, luister, dit is my beter dat ek opvaar. Die Heilige Gees kom af as 'n persoon, nie as 'n dit nie as 'n gees wat weird is nie. Dis dieselfde karaktereienskappe wat Jesus Christus gehad het. Dis dieselfde karaktereienskappe wat in jou en my kom woon. En hy sê, dis beter dat ek opgaan sodat ek oral kan wees. Maar baie mense verstaan nie dat die Heilige Gees is 'n persoon nie. Dis 'n goddelike persoonlikheid, dis 'n goddelike karakter wat deel raak van jou lewe. En wanneer jy vir hom sê, kom woon in my, dan kom woon hy in jou met sy volle kapasiteit. Ek sê, Vrydag vir die span, ek dink ons gaan eendag aan die hemel instap en ons gaan lekker lag en sê, is dit wat eintlik moes gebeur het? Is dit hoe dit lyk? Maar ek wil wel vir jou sê, as jy in die hemel instap en God is vir jou so baie vreemd, dan is dit eintlik oor hoe jy die Heilige Gees verstaan het, wat in jou kom woon het, want dit is dieselfde persoonlikheid, dieselfde karaktereienskappe. Die hemel kan nie vir jou noodwendige vars verrassing wees nie, want die Bybel sê, soos dit in die hemel is, so ook op aarde. Hoe die hemel nou lyk, is hoe ons die aarde moet belyn.
So die dag as ek in die hemel instap en ek het met God te doen, moet dit half en half van my resoneer, maar dis die gees wat in my was, is dieselfde gees wat is dieselfde God, die gees wat op die stoel sit. En as ek na Jesus kyk, dan kyk ek na myself en ek sê, maar as dieselfde gees wat in my is dieselfde gees as wat ek met Jesus te doen het. En as ek daai nie verstaan nie, dan het ek 'n probleem met hoe ek na die Heilige Gees kyk, want die enigste manier om die koninkryk van God in my hart te kry, om te weet wie God is deur die Heilige Gees. Daar's geen ander manier nie. Wanneer jy die Bybel alleen gebruik sonder die Heilige Gees, gaan dit jou doodmaak. Jy gaan dit nie reg kry nie. Jy kan nie. Johannes 1 vers 1, en dis die stukkie wat ek nou na verwys. Hy sê, en die woord het vlees geword, het onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van enige gebore wat van die Here, van die Vader afkom, vol van genade en waarheid. En hierdie is 'n verwysing van wie Jesus is, maar dis ook die verwysing van wat die Heilige Gees kom doen aan ons. Dit kom gee vir ons 'n heerlikheid, soos ons in die vorige reeks gepraat het. En dit kom en sê vir ons, dis vol van genade en waarheid. Die Heilige Gees, wanneer hy funksioneer, het hy genade oor ons lewens, en ons moet genade verstaan, en hy het waarheid wat in ons toe bring, want waarheid maak nie seer nie, Suid-Afrikaner, die waarheid maak vry. Dis die waarheid wat die leuen openbaar, en is die leuen wat ons seer maak, is die effek van sonde, 'n skuldskaamte en seer, en die waarheid kom en sê, dis eintlik wie ons is, en hy openbaar hierdie leuen. Die waarheid so baie keer word beskou as iets waarvan ek moet wegbly, want die waarheid kom my seer maak. Dis nie die waarheid nie. Jesus Christus het die Heilige Gees vir ons gegee om die waarheid aan ons te openbaar. Dis wie hy is. Ek wil land met 2 ander skrifte of 3 dink ek, maar die vrug van die karakter. Hoe weet ek wanneer het ek te doen met die Heilige Gees? Wanneer moet ek veilig voel? Wanneer moet ek, wil vir jou gou sê, die Heilige Gees dwing hom nie self af op jou nie. Wanneer ek as predikant vir jou sê, luister, kom hier dat ek my hande op jou lê, en jy wil nie, dan wil jy nie. Dan gaan ek nie gaan en sê, in die naam van Jesus bestraf ek jou, en jy sal dit doen nie. Die Heilige Gees is een wat rustig is, en hy gaan nie, en hy forceer jouself op jou af nie. Baie jare terug was ek jong mens, as ek mal oor die beweging van die Heilige Gees, en daar was 'n beweging, die Toronto Blessings en al daai tipe goed, en mense het vreemde goed gedoen, vreemde goed waaroor ek nie wil uitspraak maak nie. Die Heilige Gees kan doen wat hy wil, en dis nie vir my om te judge nie. Ek was met van die goed net nie gemaklik gewees nie, en ek het al goed gesien wat ek gevoel het, kan nie glo dit het gebeur nie, en dis 'n realiteit, en dis my waarheid. Maar soos ek sien hoe hulle die mense bedien by die groot venues in Suid-Afrika, en duisende mense gaan so intoe om die beweging en die vervulling met die Heilige Gees te beleef op daai manier, gaan sit ek voor 'n rig soos hulle die mense bedien, en ek kyk wat hulle doen, want ek toets nou my gees, wat gaan nie aan, jy weet, as hy klaar vir ou gebid het, dan hardloop hy rond as 'n hoender, en die ander val en hy lag, en die ander rol, en die ander, maar is vreemd. Nou sit ek daar, as ek sê, hierdie is vreemd. En toe hulle nou vir almal gebid het, en ek opstaan en loop, en roep een van die ouens wat vir die ouens bid, die usher, hy roep my en sê, can I pray for you? Ek sê, no thank you, I'm fine, I'm happy, love Jesus, awesome. No, let me pray for you. I say, no, I don't want you to pray for me, thank you. I'm happy, you're happy, I'm happy, happiness. En toe raak hy 'n bietjie aggressief met my. En toe slaan ek hom met my face in sy gesig. Nee, ek speel, ek het nie, maar ek wou, want ek se porra. Nee, glad nie. Maar ek het vir hom kwaad geword. Want ek het gevoel, dis nie wie my God is nie. My God forceer hom nie self op my af nie. Ek maak my lewe oop, en ek sê, Here Jesus, ek kom werk in my, en soms gebeur daar goed wat ek nie verstaan nie. Maar daar's 'n kalmte in my hart. Daar's 'n vrede wat my verstand te bowe gaan vir die feit wat ook al ons deurgaan as gesin, en wat om my gebeur, en daar's hierdie kalmte dat ek weet die Here forceer hom nie op my af nie.
Maar ek wil een ding vir jou waarborg, is dat die Heilige Gees vat die woord en hy plant die regte saad in jou, sodat hy jou voorberei, die grond voorberei vir wat hy wil kom doen. En wanneer daai grond voorbereid is, dan is, as daai saadjie kom, is daai grond oop en sê, Here, hier's ek. Kom doen met jou gees wat jy wil. Daar's hierdie vertroue wat God bou in ons lewens. Ek dink net, daar's iets wat ons moet verstaan van die Heilige Gees en wie hy in karakter is, en ek wil graag met jou hierdie baie bekende stuk deel. Hy sê dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly, maar die trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle alles herinner en sal julle herinner aan alles wat ek julle gesê het en geleer het. En ons iets rondom die Heilige Gees wat so geduldig ons kom leer oor wie hy is as persoon. En dan veroorsaak hy die volgende, dankie. Maar die vrug van die Gees is liefde. Die heel eerste ding wat ek van die Heilige Gees gaan beleef hier in my, dis die karakter van wie die Heilige Gees is dat hy my lief het. Ek gaan nooit op 'n plek kom waar ek voel, as ek te doen het met die Heilige Gees, dat hy vir my gaan sê, ek's nie goed genoeg nie. Laat hy vir my gaan sê, ja, ek is nie 'n kind van God nie. Ek is nie, die Heilige Gees stoot nie iemand weg nie. Liefde is acceptance. Liefde is toelating tot 'n bron. Liefde is toelating tot my. Liefde is iets wat jou nader trek. Hy sê, ek is liefde. Die Gees van God is liefde. Dan sê hy, my liefde veroorsaak blydskap. Ek weet nie of jy die doopvideo aan die begin gesien het nie, ons openingsvideo van die doop wat net verby is nie. Soos daai mense in die water uit opkom en is dit net blydskap op hulle gesigte. Daar's net iets wat losbreek oor hulle, oor die realiteit van iets wat gebeur het toe hulle harte aan die Here gegee het en is bewys in die doopbad en hier beleef hulle iets. En is daai vreugde wat die Here bring. En tye soms waar jy wonder, maar nou moet ek eintlik depressief raak. Sê die Bybel, die Heilige Gees bring vreugde, hy bring blydskap na jou lewe toe. Hy gee vir jou vrede. As jy iemand is wat nie met vrede rondloop die hele tyd nie en jy is heeltyd angstig en jy byt jou naels en jy kom agter maar jy het al van jou vingers opgeëet. Dan wil ek sê, maar die vrug, die krag, die vrug, die karakter van die Heilige Gees, is dit vrede. Maar nou moet ek vir myself sê, het ek genoeg tyd met hierdie persoon, die Heilige Gees? Sit ek genoeg by God en sê, Here, maar wat is sy opinie? En gee my jou wysheid en bring daai bonatuurlike vrede wat my verstand te bowe gaan. Dis die werking van die Heilige Gees. As dit ander goed raak, dan raak ek soms bekommerd, want hier is wat die woord vir ons sê, dis wat die Heilige Gees in jou lewe kom losmaak. Lankmoedigheid. Ek wil net sê, mense soek baie goed in hierdie lewe. Baie goed. Ek het baie te doen met jong mense en hulle beroepsleiding goed en waarheen gaan jy en hoe kry ons jou daar uit en persoonsontleding en al daai goed. En aan die einde, as ek die som moet maak en sê daar's 'n is gelyk aan wat jy soek, dan wil die mense net blydskap hê. As daar iets is wat jy van jou kind wil hê, as dit nie aan die einde sê ek wil hê my kind moet gelukkig wees nie, dan sal fout. En dit is amper asof die Heilige Gees sê, maar ek wil jou gelukkig hou in 'n wêreld wat gebroken is. Lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Hierdie sê, ek kan nie rondloop as kind van God en sê, ek kan nie myself beheer nie. Ek kan nie. As die mense hier is wat sê, ek is ongeduldig, ek wil net vir jou sê, die huidiglike realiteit en iets wat jy glo, wat jou waarheid geword het, kan sê jy is ongeduldig. Maar wat God sê oor wie jy is en wat die Heilige Gees veroorsaak, sê hy veroorsaak geduld. Hy maak jou 'n geduldige persoon. Ek dink net ons verwar soms die Heilige Gees se werking en ons onderskat die Heilige Gees se werking. Dit is scary. Handelinge, 2 versies, dan is ek klaar. Handelinge, kan jy daar klik, want hierdie wil nie werk nie. Dankie. Handelinge 4:31. Hy sê, en toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was. Ek meen, dis weird. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en die woord van God met vrymoedigheid gespreek.
As ek sukkel baie keer, as ek met mense praat, hulle sukkel om die woord van God te getuig en oor God te praat, en ek sien daai persoon, en dan sê ek maar die Heilige Gees sê, dis deel van die vrug van die Heilige Gees, hy gee jou 'n stuk vrymoedigheid om oor God te praat, dit kom net uit jou uit, dit borrel net uit jou uit, want dis net wat dit is. En dan heel laastens, as jy die Heilige Gees wil ontvang, sê hy in Handelinge 2:38 sê, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Ek weet nie waar jy is in terme van jou verhouding met die Heilige Gees nie. Maar die Heilige Gees is die een wat die meeste vergeet word. En hy is die een wat die meeste by ons is. Die Heilige Gees is die een waarmee ons die minste praat, want ons praat met Jesus en God, en die Heilige Gees verstaan dit. Maar ons dink baie keer dat, omdat Jesus hemel toe gegaan het, en God sit in die hemel, en hy sit aan die regterhand van die Vader, is hulle ver. Maar omdat ons nie verstaan dat die Heilige Gees by ons is nie, dan mis ons die konsep van die feit dat die Heilige Gees nie by ons is. Hy word vergeet. Dankie Roan, julle kan opkom hier. Ek weet nie waar jy in terme is met jou verhouding met die Heilige Gees nie, maar hierdie tafel wat ons voorberei het vandag, is 'n tafel van kunskap. Hier's die amazing ding omtrent hierdie tafel. Hierdie tafel het vir my 'n brug gebou om versoening te bewerk met God. Maar dit het ook vir my 'n tafel geword waar ek sonde vergifnis beleef het, 'n eenheid met God het, en die feit dat ek 'n kind van God is en vra dat die Heilige Gees in my kom bly en deel is van my lewe, en dis hierdie celebration waar ek kan 'n broodjie eet en hierdie druiwesap drink, en dit kan vir my geen sin hê nie, want die Bybel sê ek moet dit doen, maar wanneer ek dit gebruik, dan beleef ek hoe die Heilige Gees vir my sê, hierdie is 'n tafel van oorwinning, hierdie is 'n tafel van wat jy moet verstaan, die oorwinning het gekom na jou lewe toe, dit wat met Jesus gebeur het op die kruis, hierdie celebrate ek dit, laat dit het met my gebeur, dieselfde ding wat met Jesus gebeur het op die kruis, is dieselfde ding wat met my gebeur het op die kruis. Hy het my sondes weggewas. Hy het in my plek. En nou weet ek, die erfenis wat ek het, is om deel te wees van hierdie gemeenskap tussen Jesus Christus en God die Vader en die Heilige Gees en myself, en die Heilige Gees veroorsaak hierdie gemeenskap wat ek het met hierdie amazing God, die drie eenheid. En ek is deel daarvan, en die Heilige Gees help my om daai eenheid te bewerkstellig en te verstaan wie die Here is. Ek wil jou vra vanoggend, moet asseblief nie die brood gebruik en druiwesap drink as jy nie verstaan dat God in jou woon nie. Kom tot daai insig, as jy dalk hier is en jy voel jy's ver van God af, en dan vat jy die broodjie vandag, soos hy gebreek is dit sy liggaam wat vir jou gebreek is. Vat die broodjie en sê, Here, dankie dat ek kan deel wees van die kruis. En dan vat jy die druiwesap en sê, Here, dankie dat ek hierdie druiwesap kan drink, en dankie dat jy my sondes vergewe, soos ek hier so sit vandag. Dankie dat jy my sondes vergewe, en gebruik dit dan so. En dan daarna sê vir die Heilige Gees, Heilige Gees, kom woon in my. Kom bly binne in my, ek is die tempel van God. My sondes is vergewe. En daar's niks wat kan keer dat die Heilige Gees my kom bemagtig met die amazing karaktereienskappe van wie God is. En kom ons gebruik hierdie tyd om regtig persoonlik te raak met God. Dat dit nie 'n ritueel is nie, maar dat dit 'n persoonlike tyd is wat jy met die Here het. En ons oral om die auditorium is daar hierdie amazing tafel, en mag jy beleef net weer eens hoe die Heilige Gees jou bemagtig en in jou kom woon. Amen. Kom ons geniet die tafel.